Laasweek, net so vinnige kort recap oor laasweek. Laasweek het ons vir mekaar gesê, change your story and you will change your life. En ons het baie vinnig het ons vir mekaar gesê, elkeen van ons wat hier in die kerk is, we are actually born into a story. So as ek hier begin, dan elkeen hierso, soos wat ek in die ry afgaan, elkeen het 'n storie van 'n familie waarin jy ingebore is, sekere goeders wat jy beleef het en ervaar het, goed en sleg. Maar die storie wat jy besig is om jouself te vertel die hele tyd, daai storie wat hier in jou kop herhaal, daai storie bepaal jou lewe, bepaal jou toekoms. En jy kan nou soos 'n Andrei sê, maar hoorie, ek het sekere slegte goeders beleef, ek het verwerping beleef, ek is in die rug gesteek, ek is verraai, daar's van my al weggestap, en jy kan daarby vashak. En dit word jou toekoms, that becomes your destiny. So ons het nodig om vir onsself 'n ander storie te vertel en 'n ander storie van deel te wees. Nou, as jy na die Bybel toe gaan, baie van ons is geneig om hierdie Bybel te lees en ons lees dit, ja, dis die Jode. Ons lees dit, ja, dis die Israeliete. Ons lees dit, ja, dis Dawid. Maar min van ons besef, hierdie word jou en my storie. Want die Bybel sê vir ons, Abraham was die vader van die gelowiges. Hy was die eerste een wat geglo het. En nou sê Galasiërs 3 vir ons, die van julle wat glo soos wat Abraham glo, word deel van Abraham se storie, kry deel van Abraham se seun. So, hoekom is die Jode? Ons het gepraat oor die Jode wat so belaglik suksesvol is. Van die 1000 Nobelpryse wat daar toegeken is amper 25% van daai pryse het die Jode gewen. Hulle is een van die kleinste volke en stamme op die aarde, maar hulle wen 25% van die Nobelprys, want they are born into a story. Die storie van Dawid en Goliat, dis hulle storie, van die kleintjie wat die groote oorwin, van God wat met jou is, van die Here, hulle is God se kinders, hulle is God se volk, God sal vir hulle voorsien, God sal vir hulle beskerm, God sal vir hulle oppas. En hierdie storie is hulle storie, maar nou wil ek vandag vir jou sê, this story is your story. Dis jou storie ook. Jy het 'n verlangse oupa en hy het die Rooi See verdeel. Jy het 'n verlangse oom en hy was die beste koning in die geskiedenis van Israel. En so moet ek hierdie nie lees as iemand anders se storie nie. Ek moet dit begin lees as my storie. And as you start rehearsing a different story, it changes your life. Ons het vinnig gepraat, en dan is ons klaar oor laasweek. Ons het vinnig gepraat oor die Australia 2. Die New York Yacht Club het vir 132 jaar. It's the longest winning streak in the history of sport. Vir 132 jaar het Australia, die Amerikaners, die America's Cup, het hulle dit gewen. En toe in 1982, toe word die Australia 2, toe word hulle die eerste skip wat in 132 jaar hierdie wedloop wen. Maar wat het John Bertrand gedoen? Wat het die vorige kaptein gedoen? Hy het 'n opname gemaak van hoe hulle die resies wen, met televisiekommentators, hoor die wind, hoor die water en hoe die goeters gebeur. Hulle het dit vir 3 jaar lank, oggend en aand, het hulle daarna geluister. They were writing a new story. En daai storie het hulle begin glo, en dit het hulle lewens begin verander, en op die paadjie vorentoe. So change your story and you will change your life. So, net vinnig oor koningin Victoria, sy het so in die 1840s het sy begin regeer, en tot op daai stadium was sy loshande, sy het vir 61 jaar regeer, was sy loshande die monarg wat die langste in die Engelse geskiedenis regeer het. En dit het so impak gehad, dat daai tyd word ook beskryf as die Victoriaanse tyd. Maar op 'n stadium raak sy verlief aan 'n Albert. Hy kom kuier daar by die paleis. Vir die van julle wat nou nog jonk en ongetroud is, of die van julle wat single is, don't try this at home. Okay? Maar in elk geval, hy kom kuier daar by die paleis, en na 5 dae, besluit hulle om te trou. En sy is mal verlief op hierdie ou. Maar soos in crazy verlief.
Sy skryf op 'n stadium en dis hoekom ek my rekenaar hier het. Sy sê, I have never ever spent such an evening. My dearest Albert, hy was Francis Albert Augustus Charles Emmanuel. Yes, en julle dink julle het julle kinders wille doopname gegee. Okay, maar sy sê, my dearest Albert, your excessive love and affection gave me feelings of heavenly love and happiness I could never have hoped to have felt ever in my life. He clasped me in his arms. We kissed each other again and again and again. His beauty, his sweetness, his gentleness, really, how can I ever be thankful enough to have such an husband? To be called by the names of tenderness. I've never yet heard used to me before. It's bliss beyond belief. Oh, this is the happiest day in my life. En hulle is mal verlief. Hulle het op die ou en 9 kinders. I have a feeling the excessive feelings of love and tenderness het iets daarmee uit te waai. Sy was nie mal oor kinders nie, maar hulle het 9 kinders gehad. Vir 21 jaar is hulle wonderlik gelukkig getroud. En toe kry Albert, ek weet nie lekker wat sy Afrikaanse woord daarvoor is, but he got typhoid fever. En Albert kry typhoid fever. En hy sterf. Na 21 jaar. Koningin Victoria het vir die res van haar lewe, het sy elke dag swart gedra. Sy het net swart aangehad. Niks anders as swart gedra nie, dis wat sy gedra het. Sy het elke oggend, het sy laat die bediende skoon linne op die bed sit. Sy het elke dag sy klere laat uitsit op die bed. Sy het elke dag laat hulle vir hom water tap, sodat hy kan skeer. Hy is nou nie meer daar nie, so by the way. Sy het vir die res van haar lewe, het sy elke aand met een van Albert sy kledingstukke in haar hand, het sy gaan slaap. Sy het baie selde daarna die paleis verlaat. En amper 40 jaar later het sy tot sterwe gekom. Maar van 1861 af, she actually stopped living. She actually stopped living. En sy het, en luister, dis meeste mense ontdek of ervaar of beleef nooit in hulle leeftyd so liefde nie. Maar sy het ophou leef op daai geleentheid. En haar verlies, en dit wat sy in die verlede beleef het en ervaar het, dit het haar hele lewe, haar hele menswees en haar hele toekoms bepaal. Ek wil hê jy moet dit vir 'n oomblik net 'n bietjie vergelyk met Paulus. Paulus was die ou wat die kerk vervolg het, wat Christene doodgemaak het, wat by was toe Christene doodgemaak is, in die tronke gestop het. Daar het 'n geweldige vervolging in Jerusalem uitgebreek onder Paulus, en hy was die hoofouetjie. En die Christene het letterlik in die antieke wêreld van destyds, het hulle ingespat en versprei. Die vervolging was so erg, dat die Here op 'n stadium, toe moes die Here daar uit die hemel uit, om met 'n wit lig uit die hemel uitslaan, en vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy klits hom daar van sy perd af, en hy's blind, en hy sê, wie is ek? En die Here sê vir hom, 1, 2, 3, blok myself, jou stupid, dis Jesus. En net daar, stop die vervolging. Maar ek wil hê jy moet nou so 'n bietjie vergelyk koningin Victoria en Paulus.
Paulus wat 'n ongelooflike klomp goed in sy verlede het, waarop hy nie trots is nie, wat nie mooi was nie, wat sleg was, wat demonies was, wat sondig was, wat hy gedink het, hy doen die Here se werk. Paulus het 'n klomp geraamtes in die kas gehad. Paulus het nie 'n goeie verlede gehad nie, maar tog kom Paulus en dan sê hy, ek sê nie dat ek dit al alles al het of my doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my steeds myne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is. Ek wil hê julle moet hierdie saam met my lees. Lees dit hardop saam met my. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor my is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En vandag, as jy kerk toe gekom het en jy het gesê, Here praat met my, dan sê die Here vandag vir jou, hoorie, jou verlede kan jou toekoms breek of dit kan dit bou. Dit hang af watter storie jy op fokus en watter storie jy vir jouself vertel. Ja, ek is maar 'n mislukking. Ja, ek is maar 'n swak sakeman. Ja, ek weet nie hoe om met geld te werk nie. Ja, ek weet nie hoe om met verhoudings te werk nie. Ja, ek is maar 'n ou geskeide ou. Ek weet nie hoe om liefde te gee en liefde te ontvang nie. Ja, ek is maar 'n verslaafde. Ek is 'n recovering dit, ek is 'n recovering dat. Nee, dit is nie meer jou storie nie. Paulus sê, ek maak my los van wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor my is. En ek en jy, ons het almal nodig om dit te doen. Ons kan leef in ons verlede met ons foute, met ons mislukkings, of ons kan begin glo wat die Here vir my sê. And he has called you. En jou identiteit word gevestig deur wie hy sê jy is, nie deur wat ander mense dink jy is nie, en of hoeveel mense jou nooi of nie nooi of betrek, dis nie wie jy is nie. Nou as ons hierdie woorde lees, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Lees dit hardop saam met my. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Nou het hierdie woorde 'n bietjie van 'n ander prentjie, nê? Paulus wat sê, luister, ek is nie meer hierdie godsdienstige, verblinde, harde, ongenaakbare, wreedaardige moordenaar nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis jou identiteit. Jy is nie meer 'n hormoon met 'n vel oor nie. Jy is nie meer iemand wat bloed in jou alkoholstroom het nie. Jy is nie iemand wat nodig het om wit poeiertjies te gebruik om te cope nie. Jy is 'n nuwe mens. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby. As jy nou hierdie woorde lees, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Lees dit hardop saam met my. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the things He planned for us long ago. As jy nou hierdie woorde lees, ek is nie meer hierdie moordenaar nie. Ek is nie hierdie harde, verblinde, ongenaakbare, onvergewensgesinde, judgmental, godsdienstige Jood nie. I am a masterpiece. Kan jy dink wat so kopskuif het daar by Paulus plaasgevind? Paulus kon gesê het, hoorie, maar dis my verlede en dis my skande en ek kan maar wegkruip en ek kan nie mense in die oë kyk as gevolg van my verlede nie. Maar hy sê, I am God's masterpiece, created anew in Christ Jesus. Ek's 'n nuwe skepping for good works. Oh man, bless God. Bless God. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het. Hoor jy of mense jou waarde raak sien of nie? Die woord sê, die Gees is binne in jou, dieselfde Gees is binne in jou, wat in Jesus Christus was, en hom uit die dood uit opgewek het. Dis die Gees wat in jou is, dis jou identiteit, dis wie jy is. Die Passion Translation sê, I pray that God may give you a spirit of wisdom and revelation, so that you may know Jesus, the hope of His calling, and the strength of His resurrection power living in you. It's the same power that rose Jesus Christ from the dead. So how do I
stress less and achieve more. You change your life by changing your story. En ek vertel myself nie om elke hoek en draai, die mislukking, die foute, die suurstofdief, die idiot, die stupid, die kan jy dit glo, onbesonde, onnosel goed wat ek al aangevang het in my lewe nie. Dis nie meer wie ek is nie. Jou verlede kan jou kondisioneer om te misluk. As dit die storie is wat jy jouself die hele tyd vertel, as dit die storie is wat jy vir ander mense vertel, dan beïnvloed dit jou denke. En onthou nou, ons het vir mekaar gesê, kweek 'n gedagte, kweek 'n daad, kweek 'n gewoonte, kweek 'n karakter, and you reap a destiny. Uit die storie uit wat jy jouself vertel. So jou verlede kan jou kondisioneer om te misluk en foute te maak. Twee vinnige voorbeelde. Eduard Claparede, hy was 'n sielkundige daar in die 1940s en hy het 'n dame gehad, 'n 47-jarige dame gehad wat hom kom sien het. En hierdie dame het geen korttermyn geheue gehad nie. Met ander woorde, ek sal myself voorstel, sê hallo Kyla, ek's Pieter Nel, wie is jy? Nee, ek's Kyla. 2 minute later kan sy dit nie onthou nie. Sy het geen korttermyn geheue gehad nie. En hy het haar behandel en terapie met haar gedoen, maar hy het eendag te besluit hy gaan 'n eksperiment met haar doen. Hy gaan 'n klein kopspeltjie of 'n klein duimspyker gaan hy hier in sy hand sit. So hier so tussen sy vingers en elke keer as hy inkom vir 'n sessie, dan gaan hy haar groet, hy gaan haar hand druk, maar elke keer gaan hierdie duimspyker haar hand steek en dan ruk sy haar hand weg. 2 minute later kan sy glad nie onthou dat haar sielkundige dit met haar gedoen het nie. Sy kan dit glad nie onthou nie. Maar sy het vir die tyd daarna, vir al die jare daarna, wat sy hierdie sielkundige gaan sien het. Sy weet nie hoekom nie, sy kan nie vir jou rede gee nie, maar sy het nooit sy hand geskit nie. Sy kon nie onthou hoekom nie, maar sy het net geweet, hoorie, as hier's ergens is daar 'n bietjie pyn wat gepaard gaan met hierdie handeling. En natuurlik, wanneer jy in pynvolle situasies is, dan het jy nodig om jouself te verwyder uit daai situasies uit. Natuurlik. Ons sê altyd vir mekaar, Henry Cloud sê, daar's 4 goeters wat God baie goed doen. En omdat ons nie leer om dit te doen nie, sukkel ons soos wat ons deur die lewe gaan. He has the ability to bond. He has very clear boundaries. He can distinguish between good and bad, and he has the ability to act like an adult and take responsibility. He has the ability to bond. He has clear boundaries. He can distinguish between good and bad, and he has the ability to take responsibility. Meeste van ons probleme kan jy teruglei na een van hierdie 4 goeders toe. Henry Cloud sê, hy het sy lewe lank gaan hy as 'n sielkundige funksioneer, en hy sê, hoorie, en hy wil mense help, maar hy sien nie dat daar 'n verskil kom nie, en toe kom hy agter, wys die Here vir hom, want hy bid, hy praat met die Here, hy sê, Here, maar hoekom? Ek werk hard, ek bid, ek doen alles wat ek kan, ek is goed opgelei, Here, hoekom kom daar nie 'n verskil nie? En die Here sê vir hom hierdie 4 goed. Jy moet leer om verantwoordelikheid te neem. Hou op om blame game te speel. God het duidelike grense tussen wat reg en verkeerd is. God has the ability to bond. Wat gebeur met ons wanneer ons seer kry? Ons trek terug. En ons reik nie meer uit nie. Ons sukkel om liefde te gee en liefde te ontvang. Ons het aan die begin van die identiteitsreeks het ons vir mekaar gesê, hoorie, dis ongelooflik belangrik. Daar's een ding wat jy vir jouself moet bid. Here, help my om U lief te hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Help my myself lief te hê sodat ek ander kan lief hê. Hoekom? Want dit maak jou heel. Dit maak jou gesond. It restores your ability to bond. Maar hierdie vrou het instinktief, het sy geweet, luister, hier is iets met aan hierdie ou vat, veroorsaak pyn, en dit het gemaak dat sy terugtree. So iets uit die verlede uit het haar toekoms bepaal. En dan almal van julle weet van Pavlov se hondjie, almal ken daai storie baie goed. Pavlov weet, en hy sê, hy het gesien met honde, die oomblik as jy vir hulle begin kos opskep, dan begin die mond so te kwyl, nee, en die spoeg begin te loop, en toe begin hy met 'n eksperiment. En elke keer as hy vir die hond kos gee, dan lui hy 'n klokkie. En dan natuurlik as die hond die klokkie hoor, dan begin die spoeg loop, en dan gee hy vir hom kos. En toe naderhand het hy opgehou om vir die hond kos te gee. Hy het die klokkie gelei, maar die spoeg het begin drup, en die spoeg het begin loop. En dis ek en jy.
Ons verlede kondisioneer ons om op 'n sekere manier te reageer, om op 'n sekere manier op te tree. En ek het nodig om die slegte dele uit my verlede, ek leer uit dit uit. Ek leer uit dit uit, maar ek kan nie my toekoms, my lewe, my identiteit bou op die foute, die mislukkings wat ek gehad het nie, op die seer wat ek gehad het nie. Ek maak my los van wat agter my is, sodat ek vorentoe kan gaan. Een van die bekendste stories in die Bybel van 'n mislukking is die storie van Petrus. En Jesus begin vir sy disippels, begin hy vertel, jy lees dit hier van Matteus 16 af, begin hy vir hulle vertel, hoe die seun van die mens gaan vervolg word. Daar's nog 'n hele 14 hoofstukke amper, 13 hoofstukke daarna wat kom, en Jesus begin vir hulle vertel, die seun van die mens gaan vervolg word, hy gaan doodgemaak word, hy gaan vervolg word, maar op die derde dag sal hy opstaan, en hulle is almal, hulle luister na die preek. Hulle kyk vir Jesus aan met so zero boggerol uitdrukking. Hoor dit nie, verstaan dit nie. Petrus kom na die Here toe, sê, Here, mag dit nooit gebeur nie. En die Here moet vir hom bestraf, en hy sê, get behind me, Satan. En toe kom Jesus net voor hy verraai word, net voor sy kruisiging. En hy sê vir en hy sê, julle gaan my in die steek laat, julle gaan my verraai, julle gaan julle rug op my draai, julle gaan weghardloop van my af. Petrus sê, ja, Here, al mag al die ander dit doen, ek sal dit nie doen nie, ek sal vir u sterf. En nou is ons so geneig om te dink, Jesus, maar Petrus, jy is bietjie groot mond, maar die res, as jy die Bybel lees, dan staan daar, die res van die disippels het ook gesê, ja, Here, ons sal u nie in die steek laat nie, ons sal nie ons rug op u draai nie. Almal van hulle het dit gesê. En Jesus sê toe vir Petrus, voor die haan kraai, voor die haan 3 keer kraai, gaan jy my verraai. Nee, ek sal dit nooit doen nie. En wat doen Petrus? Hy verraai die Here. En die haan kraai 3 keer. En wat doen Petrus? Hy is nou so bewus van hierdie mislukking, van hoe hy die Here verraai het, hoe hy sy rug op sy beste vriend gedraai het, hoe hy hom in die rug gesteek het, hoe hy weggehardloop het. Markus het kaal weggehardloop. Hy het 'n laken om hom gehad, en toe pluk iemand die laken af, en toe hardloop hy kaal daar in die straat af. Jy net 2 sulke boutjies sien, maar okay, die van julle wat prentjies is, nou het ek die hele prentjie mense is, nou het ek die hele preek vir julle. Fokus, Eloise, sy's 'n prentjie mens, fokus. En wat doen Petrus? Dis nou sy storie. Dis sy storie. And he starts owning that story. And he starts telling himself that story. En wat doen hulle? Hulle val terug. Ons het 'n goeie Afrikaanse woord wat ons gebruik in die kerk, hulle backslide. En wat doen hulle? Hulle gaan terug na hulle ou lewe toe. En hulle gaan doen wat? Gaan vang weer vis. Gaan vang weer vis. Gaan terug na hulle ou lewe toe. Want die storie wat hy homself vertel, is een van mislukking, een van verraad, een van handdoek ingooi, een van weghardloop, en jy kan 'n klomp ander byvoeglike naamwoorde by dit sit. Voor Jesus se kruisiging het hy gesê, hoorie, na my opstanding kry my by Galilea, daar by die meer van Galilea. En nou ken ons die storie, hoe Jesus weer 'n ontmoeting het met sy disippels, Petrus herken hom, hardloop na die Here toe, en nou, kom ons lees gou die gedeelte. Daarop het Petrus vir hom gesê, al sal hulle ook u almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou vandag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, sal ek beslis u nie verloon nie. Al die ander disippels het dit ook gesê. Okay. Nou is hulle langs die see van Galilea, hulle het gebackslide, hulle val weer terug in hulle ou lewe. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het.
Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe om 'n derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En hy sê toe vir hom, laat my skape wei en daarop sal jy my volg. En julle het almal al preke gehoor van die 3 Griekse woordjies wat daar gebruik word en daar's 3 verskillende Griekse woorde. Eros, het jy my lief? Eros is die erotiese liefde. Philios, het jy my lief met 'n vriendskapsliefde? Het jy my lief met 'n agape, met 'n goddelike liefde? So ons het almal al preke gehoor met, dis nie die punt nie. Dis nie die punt van hierdie storie nie. Hoeveel keer het Petrus vir Jesus verloon? 3 keer. Hoeveel keer vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? 3 keer. En dis die punt. Lang voor Pavlov en sy wenkie en Klappereri met sy eksperiment, het Jesus al geweet van kondisionering. En Jesus kom en hy herstel hom. En Petrus word daarna. En nou het Petrus 'n keuse. Hy kan terugkyk na sy mislukking. Of hy kan opstaan in sy identiteit, want die Here het vir hom gesê, You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. En dit is sy identiteit. En nou het hy 'n keuse, watter storie gaan hy glo? Die mislukking verlede, of die nuwe identiteit wat die Here vir hom gesê het? Een van die dinge wat Andrei begin glo het is, ja, daar's seer, en ja, daar's eina, en ja, daar's mislukkings, maar hy kies om te glo dat daar 'n God is wat vir hom lief is, 'n God is wat hom kan gebruik, 'n God is wat nog steeds deur hom kan werk, 'n God wat hom aanvaar, 'n God wat sy lewe vir hom gegee het, en hy bou 'n nuwe lewe saam met hom. He's writing a new story. Wie van julle het al gehoor hoe hard dit is as 'n haan kraai in die oggend? Ons het 'n buurman wat om een of ander rede gedink het, dis baie oulik om nou 'n paar hoenders daar in die dorpietjie aan te hou. Partyoggende 3 uur in die oggend. Dan wil ek vir Thys gaan sien vir 'n illegal gun. Ons is so rukkie terug, is ons by die klein groepie en Thys vertel so 'n bietjie van sy werk en hy sê nee, hy's maar gevaarlike werk. Hy vat maar sy pistool saam waar hy ry en iemand anders in die groepie sê, "Jesus, nee, miskien moet ek maar dalk ook vir my geweer kry." En nou Thys hak af en hy maak 'n grapie. Hy sê, "Luister, moet ek vir jou 'n wettige of 'n onwettige een kry?" Hy sê, "Want ek kan altyd vir jou organiseer." Die dametjie in die groepie hak af. Ek soen haar. Sy sê, "Nee, ek is nou 'n disipel van Jesus. Ek soek 'n wettige geweer." Maar die van julle wat al na 'n haan geluister het, dit is nogal bietjie van 'n lawaai en daar's nie 'n snooze knoppie nie. Weet julle wat het met Petrus gebeur? Elke oggend het hy wakker geword met die gekraai van 'n haan in sy ore. Waaraan het dit hom die heeltyd herinner? Aan sy mislukking, sy foute, die fout wat hy gemaak het, die verraad wat hy gepleeg het, hy het sy beste vriend verraai. Hy gaan bekend staan as die ou wat die Messias verraai het. En elke oggend, kikkerekoe, jou verraaier, kikkerekoe, jou lafaard, kikkerekoe, jy hardloop maar weg, kikkerekoe, jy's ou slappie. Dis wat hy elke oggend gehoor het. Totdat hy Jesus se woorde gehoor het. 3 keer, Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? En daar kom herstel. Jy kan nie jou môres op gister se potskerwe bou nie. As jy jouself nie losmaak van die foute, die mislukkings wat jy gemaak het in die verlede nie, gaan jy nie 'n ordentlike toekoms hê nie. Jy gaan vashak
ek is minderwaardig, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie maar genoeg nie, ek is nie intelligent genoeg nie, dinamies genoeg nie, geestelik genoeg nie, you name it op. Dis waar jy gaan vashak. Onthou nou, ons het verlede week het ons vir mekaar gesê, Mark Batterson sê, almost anybody can do almost anything if they work at it long enough, hard enough and smart enough. Almost anybody can do almost anything if they work at it long enough, hard enough and smart enough. Want nou is die Here in jou en met jou. En jy sit dalk hier en jy besluit, hoorie, ek wil bietjie maar word. Ek wil bietjie fiks word. Ek wil van hierdie verslawing wil ek ontslaa raak. Ek wil nie meer 'n verslaafde wees nie. Ek wil nie meer 'n hartseer, huilende profeet wees soos Jeremia en so deur die lewe gaan met al hierdie trane nie. Maar dan het ek nodig om my verlede agter my te sit. Jy het nodig om te hoor, jy is vergewe, dis agter jou, dis klaar, dis verby, dis afgeskryf. Dit is aan die kruis gespyker 2000 jaar terug. It's paid for, it's over, it's done and dusted. Jesaja 43 sê, ek dink nie meer aan jou sondes nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sondes bely, hy is getrou en regverdig, en hy is getrou en regverdig, al is ek nie, en hy reinig my, en hy vergewe my van alle ongeregtigheid. Hy vergewe my, hy sit dit agter my. Maar elke oggend kraai daai haan, kikkerike, jy's 'n mislukking, kikkerike, jy's 'n idiot, kikkerike. Is nie meer wie jy is nie. Begin. Rehearse a different story. Tell yourself a biblical story. Change your story and you will start changing your life. Maar dan het ek nodig om my los te maak van wat agter my is. Charles Spurgeon het in die 1850s, 1800s het hy die grootste kerk in die wêreld gehad. Hy was betrokke, hy het 150 boeke geskryf. Hy was voorsitter van 66 liefdadigheidsorganisasies. Ek weet nie wat het hy tussen 2 en 4 in die oggend gedoen nie, maar hy was besig. Ek vergeet nou net vir 'n oomblik, ek gaan dit nie nou soek op my rekenaar nie. Die presiese datum. Maar hy is 22 jaar oud. En hy preek in sy eerste gemeente en hy preek. En daar's 10,000 mense wat die preek bywoon. En daar's nog steeds mense wat besig is om in te kom. En op 'n stadium skree iemand, Vuur, hier is vuur in die gebou, skree iemand. En pandemonium breek los en al 10,000 ouens probeer gelyktydig uit die gebou uithardloop. Op daai stadium is daar 'n klomp ouens wat besig is om in te kom. 7 mense word doodgetrap en 28 mense word amper noodlottig beseer. Spurgeon is 22 jaar oud. En vir 'n paar maande, elke keer as hy vir die Bybel kyk, begin hy huil. Hy kon nie preek nie. En hy kon net nie oor hierdie verlies kom nie. Die koerante het dit natuurlik nie makliker gemaak nie, want almal het op die voorblad van die koerante dit wyd en suid verkondig, dit was Spurgeon se skuld. En hy het verlang, het hy met hierdie swaard oor sy kop geleef, en met hierdie seer en met hierdie swaar. Maar op 'n stadium het hy besluit om nie vas te haak by hierdie mislukking, by hierdie fout, by hierdie trauma wat gebeur het nie. En hy het gekies om weer die Bybel op te vat, en hy het gekies om weer te begin preek, en vas te hou aan die woord, en te glo, dat die Here by hom is, en die Here met hom is, en die Here nog steeds in en deur hom kan werk. Ek gaan nie preek nou maar hier stop, anders gaan ek nou te lank aangaan. Net so 'n oombliekie. Hierdie grappie het ek al vir julle vertel.
die vrou kom elke Sondag na kerk, dan bid hulle vir die mense, dan kom die vrou daar by die dominee. Oor die dominee, die Here het hierdie week vir my dit gesê, die Here het hierdie week vir my dat gesê, en toe ek dit en toe praat die Here met my, en toe ek dat en toe praat die Here met my, en die predikant is so geïrriteerd. Hy sê, man, die Here praat met geen mens so baie soos wat hy met jou praat. Dit dink hy nou. En hy gaan vir hierdie vroue toets 'n stryk stel. Hy was hondstout op universiteit. Maar soos in hondstout. Hoor jy, ek het 1 of 2 ouens gehad wat saam met my geswat het. Hulle was nie stoute tokkelokke nie. Hulle was die flippend stoutste ouens op universiteit. Maar anyway, hy het in daai kategorie geval. Jong, en hy gaan hierdie tannie toets. En hy sê vir haar, hoorie, sê vir my, gaan bid en vra 'n bietjie vir die Here, want hy het 'n verskriklike ding aan sy 2de jaar aangevang. Gaan vra 'n bietjie vir die Here, wat het ek daar in my 2de jaar aangevang? Gaan 'n paar weke loop en gaan verby en ons 'n klomp mense vir wie hy bid in die toutjie en toe hy weer sien, hier staan hierdie vrou hier voor hom en en toe slaat hy in so tyd. Sê nou maar hierdie vrou hoor regtig die Here se stem. En hy gaan na toe. Hy sê ja. Wat het die Here te vir jou gesê het ek aangevang daar in my 2de jaar? En die vrou hak af. En sy sê, die Here sê, hy kan nie onthou nie. Christel, die Here sê, kan nie onthou nie. Andries, die Here sê, kan nie onthou nie. Janko, die Here sê, kan nie onthou nie. Lucia, die Here sê, kan nie onthou nie. Renel, die Here sê, kan nie onthou nie. Sue en Penny, wat nou van Midrand af ry, die Here sê, kan nie onthou nie. Kom ek maak my los van wat agter my is. Saam met die Here kan ek 'n nuwe storie skryf. Mark Batterson sê, religion is spelt do. Christianity is spelt done. It's not about what you can do for God, it's about what God has done for you at Calvary's cross. Jesus said, it's finished. That's how we bury dead yesterdays. We nail them to the cross. We take up our cross and carry it daily. It's done. It's paid for. It's past. Dis nie meer jou storie nie. Nie meer jou identiteit nie. Staan saam met my.